Goeiedag leerders en hartlik welkom by ons Swyswerk Vlak 2 digitale les. Ek's baie bly julle kom by ons aansluit, want vandag praat ons oor iets wat dalk net die belangrikste les van almal is. Dink vir 'n oomblik saam met my aan 'n werkswinkel. Dis 'n ongelooflike plek, né? Dis 'n plek waar ons met ons eie twee hande nuwe dinge uit staal kan skep, kan bou, maar jy weet, saam met al daardie krag om te skep, is daar ook gevare. Ons praat van intense hitte, vleiende vonke en swaar skerp metaal. En dis presies hoekom ons so 'n plek altyd met die grootste respek moet benader. Goed, so hier is ons plan vir vandag. Eers gaan ons kyk na die gevare en hoe ons pantser daarteen aantrek. Dan kyk ons van naderby na elke liewe stuk van daardie toerusting. Dan die een goue reël wat jy nooit ooit mag vergeet nie. En ons sluit af met hoe om soos 'n pro te werk, veilig en slim. Klink goed? Kom ons spring weg. Reg so, eerste dinge eerste. Voordat jy eers dink daaraan om 'n stuk gereedskap op te tel, moet jy die vyand ken. Jy moet presies verstaan waarteen ons onsself hier beskerm. Glo my, om hierdie risiko's te verstaan, dis die heel eerste tree om 'n ware professionele werker te word. So, in elke werkswinkel wag daar 3 groot gevare. Eerstens, daai intense hitte van 'n swysmasjien. Tweedens, die reën van vonke wat jou vel kan skroei. En derdens, swaar en skerp metaal wat jou kan sny of selfs vergrys. Die vraag is dus, as hierdie gevare nou maar eenmal deel van die werk is, hoe stap ons in daardie omgewing in en bly ons heeltemal 100% veilig? Wat is ons verdediging? En die antwoord, vriende, is persoonlike beskermende toerusting, of sommer net PBT. Nou, dis nie sommer net gewone klere nie, hoor. Dis spesiaal ontwerpte toerusting met net een doel, om jou te beskerm. Die beste manier om daaraan te dink, is soos 'n ridder se wapenrusting. Daai blink pantser was nie net vir die mooi nie, dit was daar om die swaarde en die pile te stop. Net so is jou PBT jou moderne pantser hier in die werkskool. So kom ons breek hierdie pantser nou stuk vir stuk oop. Ons gaan kyk presies hoe elke deel van jou wapenrusting saamwerk om jou van kop tot toon veilig te hou. Goed, die eerste en een van die belangrikste lae van ons pantser is die oorpak. Kyk nou mooi na hierdie punt, 100% dik katoen. Hoekom is dit so krities belangrik? Wel, dink bietjie hieraan. As 'n gloeiende warm vonk op jou gewone polyester sporthemp land, wat gebeur? Daai materiaal smelt dadelik in 'n warm taai plastiek wat aan jou vel vassit en aaklige brandwonde veroorsaak. Maar dat katoen, dit smeel eerder as smelt. Dit gee jou daai paar kritiese sekondes om die vonk af te vee. Dis 'n betroubare skild vir jou hele liggaam. Reg, die volgende item op ons lys is absoluut ononderhandelbaar. Daar is geen werk wat begin voordat hierdie stukkie pantser in plek is nie. Hoekom? Want dit beskerm die een deel van jou liggaam wat ons amper nooit kan regmaak as dit eers breek nie. Jou oë. Jy kry net een paar vir jou hele lewe. As jy metaal slyp of sny, word 'n wolk van piepklein, vlamskerp metaalsplinters teen 'n ongelooflike spoed weggeskiet. Dis amper soos klein koedeltjies. 'n Veiligheidsbril se supersterk lense is spesifiek ontwerp om daardie projektiele te stop. En let op daai slim ontwerp met beskerming aan die kante. Dit maak seker dat niks, nie eers stof nie, van die kant af kan inkom nie. Nou kom ons praat oor die gereedskap wat jy elke dag gebruik, van die oomblik wat jy opstaan, jou hande. Hier in die werkswinkel is hulle jou kosbaarste bate. Ons moet hulle beskerm asof ons lewe daarvan afhang. Jou handskoene is soos 'n 3-dubbele skild. Daai dik, sterk leer waaruit hulle gemaak is, beskerm jou teen nommer 1, die intense hitte van warm metaal, nommer 2, die vlamskerp kante van 'n nuwe snit en nommer 3, daai reën van vonke. Daardie leer is die buffer wat die verskil is tussen 'n vinnige eina en 'n baie ernstige brandwond of 'n diep sny. Laastens, maar beslis nie die minste nie, kom ons by ons fondasie, beskerming vir jou voete. En is hier waar se baie mense 'n reuse fout maak. Hulle dink 'n ou paar tekkies is goed genoeg. Ek is vandag hier om vir julle te sê, dis een van die gevaarlikste aannames wat jy kan maak. Kom ek wys julle hoekom. So, van buite af lyk 'n veiligheidsstuwel dalk doodgewoon, maar binne-in, daar's 'n superheld geheim, 'n ingeboude staalkappie wat jou tone beskerm. Stel jou voor 'n swaar ysterpyp gly uit jou hande. Sonder daardie staalkappie is die resultaat gebreekte tone. Maar met die staalkappie, wel, die pyp bons af en jy stap doodgewoon weg. Dis die verskil tussen 'n blou toon en 'n paar maande in gips. Reg so. Ons het nou ons volle wapenrusting saamgestel van kop tot toon, maar al hierdie toerusting beteken absoluut niks sonder die een goue reël nie. As julle alles anders vergeet wat ek vandag sê, maar hierdie een ding onthou,
dan het ek my werk gedoen. En hier is dit, die belangrikste reël in enige werkswerk. Jou PBT is nie 'n voorstel nie, dis nie 'n opsie nie, dis 'n ononderhandelbare, absolute reël. Van die oomblik wat jy jou voet in die werkswerk sit, tot die oomblik wat jy weer uitstap, draai jy jou volle PBT. Elke keer, geen verskonings en geen uitsonderings nie. En weet julle wat? Deur hierdie reël te volg, doen jy soveel meer as om net jouself te beskerm. Jy wys vir almal om jou dat jy 'n professionele persoon is. Jy wys respek vir die werk, jy wys respek vir jouself en jy wys respek vir die mense rondom jou. En dit is die slim manier om te werk. Kom ons vat gou weer alles saam. Ons het ons span van beskermers. Die oorpak, dis die skild vir jou liggaam teen vonke. Die veiligheidsbril, dis die wag wat voor jou oë staan. Jou handskoene, dis die panser vir jou hande teen sny en hitte. En jou stewels, dis die fort wat jou voete beskerm. Elke stuk het sy eie onvervangbare werk. Saam maak hulle jou veilig. So moet asseblief nooit dink jou PBT is 'n las of iets wat in jou pad is nie. Sien dit vir wat dit werklik is. Jou betroubaarste vyand in die werkswinkel. Dis die toerusting wat jou die vryheid gee om te skep en te bou en te leer met die volle selfvertroue dat jy beskerm is. Om jou PBT korrek te dra is nie net 'n reël nie, dis 'n verklaring. Dit sê ek is 'n professionele persoon. Dit sê ek werk veilig en ek werk slim. My vraag aan julle is dus, is julle gereed om daardie verklaring te maak?